Hallo almal, dis Juffrou Cecilia. Vandag lees ons net stories. In die description is daar 'n link en dit gaan jou neem na werkboek 10 met al die stories en aktiwiteite. Hierdie is nou die 10de boek en ook die laaste boek van hierdie reeks. Die idee van hierdie boek is sommer net om 'n lekker mengelmoes van random stories te geniet. Die stories is gevul met pret en ook meer woordeskatverryking. Van die stories het 'n paar Engelse beskrywende woorde in. Hier en daar is ook ons nuwe generasie se WhatsApp taal. Die Lego Club. Ons is 'n paar maats wat altyd saam speel. Ons kom elke middag by iemand se huis bymekaar en besluit dan wat ons gaan doen. Dan speel ons heerlik saam totdat dit tyd is om huis toe te gaan. As dit reën, speel ons in iemand se huis. Dis nie so lekker om binne te speel nie, want dan mag ons nie raas nie. Ek wens ons het 'n eie klaphuis gehad, sê Pieter. 'n Veilige plek wat ons teen die son en die reën kan beskerm. Skielik kry Albert 'n idee. Hy spring op sy fiets en jaag weg. Die ander het net met groot oë gekyk wat nou aangaan. Albert kry sy pa wat net van die werk af huis toe gekom het. Van ver af skree hy al: Pa, pa, mag ons asseblief die ou tuinhuisie agter in die tuin vir 'n klaphuis gebruik? Nee, o aarde, wag nou, stadig seun, sê pa en vra toe in 'n kalm stem: Nou waarvoor wil julle dit dan nog gebruik, Albert? Albert skep asem en verduidelik: Ons het 'n klaphuis nodig. Mag ons asseblief die ou tuinhuisie gebruik? Pa dink mooi en sê met 'n groot glimlag op sy gesig: Ja, maar julle sal dit self moet opruim en skoonmaak. Terwyl julle opruim, sal julle 'n groot ou houtboks agter die tuinhuisie se deur kry. Binne in die boks is al my ou Lego, waarmee ek gespeel het toe ek so oud soos julle was. Nou ja, ek wat Albert is, het dadelik teruggejaag met die goeie nuus. Saam het ons die plek opgeruim en skoongemaak. Die houtboks was vol van die mees awesomeste Lego. Legos was nog al cool in pappa se jong dae. Nou het ons ons eie Lego klaphuis vir die reendae en ons eie boks met Lego. Kitsie, die vreeslike vet kat. Vetkat was vet. Vetkat was groot. Hy was regtig baie groot. Sy oë was so groot soos druiwekorrels. Sy kop was eislik groot en rond soos my sokkerbal. Kitsie se lyf was enorm. Sy lyf was so te maai dat mense nie sy pote of stert kon sien nie. Sy pens het op die vloer gesleep, al het hy gestaan. Selfs die hare op sy stert kon nie wegsteek hoe dik die stert was nie. Vetkat was nie gelukkig nie. Hy was ongelukkig. Hy kon nie loop, hardloop of spring nie. Hy kon net eet en slaap. Kitsie was ook alleen. Kitsie het gevoel sy naam moet nie eers Kitsie wees nie, want hy voel alles behalwe net 'n ietsie. Hy voel soos 'n vet ietsie kits. Vet Kits se eienaar, Tannie Tilly, het hom na die veearts toe geneem. Tannie Tilly kon sien dat Kitsie nie meer gelukkig was nie. Die veearts sê: Tannie Tilly, jy mag nie meer lekkers of happies vir Kitsie gee nie. Kitsie mag net gesonde kos eet en moet oefening kry. Tannie Tilly het presies gedoen wat die veearts gesê het. Na 'n paar weke het Kitsie stadig maar seker begin gewig verloor. Kitsie kon nou loop, hardloop, spring en speel. Kitsie is nou gelukkig en vrolik en voel nou weer supercool. Kits voel nou weer soos 'n ware Kitsie, nie meer 'n ou eenvoudige vet ietsie nie. Nou pas sy naam vir die eerste keer weer by hom. Hy voel nou weer of hy meer as net 'n iets is. Hy voel soos Kitsie, die ou Kitsie. Gelukkig het die veearts gesê: Op Sondag mag Kitsie 'n happie van Tannie Tilly se fat-free beskuitjies kry.
Oupa leer vir Babsie meer oor visse. Daar swem baie visse saam in die see. Hulle bestaan uit allerlei vorms en baie kleure. Sommige visse is klein en ander is groot. Sommige visse swem alleen en ander swem saam in groot skole. Sommige visse leef diep in die see en ander swem weer in die vlak water of in die branders. Oupa verander sy stem. Hy begin om 'n kamma storie vir klein Babsie te vertel. Ons is darm kleurvol, sê een van die klein vissies vir haar sussie. Haar sussie kyk na al die ander gekleurde visse en sê: Ja, maar dit is nie altyd veilig om sulke helder kleure te hê nie. Groot visse soos haie sien die helder kleure en vang die visse wat groot genoeg is om te eet. Ons is gelukkig nog te klein en sal nie gevang word nie. Groot visse moet slim genoeg wees om te keer dat hulle nie gevang word nie. Hulle is nooit so helder soos die kleure van die reënboog nie, maar het kleure wat by die rotse en die water pas. Oupa verduidelik toe vir Babsie wat kamoufleer beteken. Babsie voel sommer baie slimmer en gee vir oupa 'n stywe drukkie. Regs onder in die hoek, kan julle sien wat dit is? Daai diertjie sê: Soek vir my, kan jy my sien? Ek is gekamoufleer, ek pas by my agtergrond, ek pas by my rots. Ma leer vir Babsie oor om goed te voel. Ma sê, sy voel goed as sy sien ons is skoon en netjies. Ma voel ook goed wanneer haar huis mooi skoon en aan die kant is. Sy voel so goed as sy kos gekook het en ons almal smil daaraan. Sy voel goed as ons as familie alles eet en dankie sê. Pa voel goed as hy geld kry vir die werk wat hy gedoen het. Hy voel goed want hy weet dat hy kos kan koop en die skoolboeke kan betaal. Pa voel so goed en trots wanneer hy sien ons is gelukkig en gesond. Ek voel goed want ek het iemand om by te bly wat vir my sorg en vir my lief is. Ek voel goed wanneer ek in die oggende opstaan en dit is 'n mooi dag en die voeltjies sing. Ek voel goed wanneer juffrou of mamma sien ek het my bes probeer. Daar is nog baie meer goed om goed oor te voel. Dink aan nog 'n paar dinge wat jou goed laat voel en vertel vir iemand daarvan. Dis goed vir jou om van mooi en goeie dinge te praat. Ek hou van dink. Wanneer ek in die oggende opstaan, dink ek dit gaan 'n mooi dag wees. Ek dink ook aan wat ek nog moet doen om die hele dag verder lekker te maak. Ek gaan gou aantrek en my ontbyt eet sodat ek goed kan voel. Ek gaan gou my gesig was en tande borsel sodat ek mooi skoon en netjies kan lyk en voel. Ek dink ek gaan mooi vinnig skool toe stap sodat ek betyds kan wees. Ek dink my maat sal ook al daar wees sodat ons kan lekker gesels voor ons moet ingaan. Ek dink ek wil vanmiddag buite speel want die weer is so lekker. Ek dink dit sal gaaf wees as ek 'n paar maats nooi om saam te speel. Ek dink ek gaan vir mamma help as sy tuis kom en moeg is. Dalk kan ek haar met die huiswerk help deur my goed self op te tel. Ek hou die meeste van dink as daar ook soms probleme is, want ek hou daarvan om ook aan oplossings te dink. Dis darm lekker om te kan dink. Ek dink om te kan dink is so cool. Ek dink ook ek gaan minder TV kyk en meer dink oor alles rondom my. Goeie maats. Ons maats is nie eners nie. Daar is meisies en daar is seuns wat maats is. Ons lyk ook nie almal eenders nie en ons praat nie eenders nie, maar ons is nog steeds maats. Ons is maats omdat ons van mekaar hou. Ons speel saam en hou daarvan om dinge saam te doen. Maats geniet dit om by mekaar te wees, al doen hulle sommer maar net niks. Ek voel veilig en gelukkig wanneer ek by my maats is. Ons dink aan lekker goed om te doen, wat niemand sal seermaak nie. My maats en ek speel ook net waar dit veilig is. Wanneer ons speel, probeer ons om niemand sleg te sê nie. As iemand 'n fout maak,
help ons hom of haar net reg en gaan dan aan met die speletjie. Soms stry ons oor iets, soos wie gewen of verloor het. Wanneer een van ons kwaad word, los ons die speletjie en doen liewers ietsie anders. Die maats wat kwaad is vir mekaar staan dan gewoonlik een kant en sorteer die probleem uit en kom altyd met 'n oplossing. As almal nou weer rustig is en almal se emosies het bedaar, dan speel ons weer verder. Die volgende dag is alles vergete en is ons weer die beste maats. Hierdie was nou die laaste storie van hierdie reeks. Julle moet soet wees en pas julleself mooi op.